Goeienaand gemeente. Baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Mag dit vir julle 'n belewenis wees om verder saam met my te reis in hierdie boek Exodus. Ek wil julle uitnooi, as julle sou sien in die voorbereiding stukke in die bulletin, dan gaan ek redelik hoofstukke op 'n slag hanteer en nie net 'n hoofstuk of 'n vers nie, want dit is 'n verhaal, 'n storie en dit is moeilik om net op een hoofstuk, dan gaan ons 'n hele jaar lank besig wees met Exodus. So ek wil julle uitnooi om so saam met Exodus te lees. Julle sal nogal verbaas wees oor 'n klomp goed wat julle raak lees weer, wat 'n mens dink, 'n mens weet van die verhaal, maar dit kom weer na vore. Ek wil julle herinner dat ons offers opneem by die deure en dat hierdie offers spesifiek gaan vir Bybelverspreiding. Ek gaan vra Anne-Marie as jy net vinnig vir my daai skyfie kan opsit. Ons is gevra dat ons met julle so 'n bietjie deel van dit waarmee die Bybelgenootskap besig is. En ons gaan eers vanaand net bietjie stil staan oor Bybels wat gedeel word met mense in die tronke, in die gevangenis. Daar is gratis Bybels wat aan gevangenes gegee word in die Departement van Korrektiewe Dienste, se Direktoraat van Geestelike Sorg en ander goedgekeurde organisasies wat toegang tot die gevangenes het. Daar is ongeveer 243 gevangenisse in Suid-Afrika waar ongeveer 167.300 gevangenes gehuisves word. Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir die gevangenes. Daar word voorsien dat elke gevangene 'n gratis Bybel ontvang en dit hulle eiendom word en gedurende 2024 is daar 7.244 volledige Bybels op verskillende wyse beskikbaar gestel. Nie alleen is die Godsdienstzorgdepartement van die Departement Korrektiewe Dienste ondersteun nie, maar ook ander diensverskaffers wat hierdie departement gebruik om hulle te ondersteun in die rehabilitasieprogram van gevangenes. Ekskuus, ek sal môre dit uitprint, dit is bietjie klein om daar voor te lees. Maar dit is kosbaar dat ons kan weet deur ons offergawes is ons besig om op 'n manier ook uit te reik na ons gevangenes met Bybels wat daar versprei word. Ons gaan die inkomste wat in hierdie week van Pinkster inkom tweeledig gebruik vir Bybelverspreiding. Ons gaan dit gebruik vir plaaslik en ons gaan dit ook gebruik vir die Bybelgenootskap. Ons gaan dit in twee deel. Ons het laas jaar met ons Pinkster projek met die insameling van Bybel van die opgawes R18.000 om en by ingesamel wat in hierdie laaste jaar gebruik was vir Bybels wat versprei is plaaslik hier in Langebaan. En dis ongelooflik dat ons daai voorreg gehad het. Ek wil vra as julle enige Bybels by die huis het wat rond lê wat julle nie gebruik nie, as julle Bybeldag stukkie boeke het, ek weet daarvan het 'n mens gewoonlik heelwat op die boekrakke. Hierso voor by die kruis is daar 'n boek, 'n boks. Sit asseblief ons die boeke binne in die boks en dan kan ons dit gebruik om dan ook te versprei hierso in Langebaan. Oom Steve en Andre Hannekom doen verskriklik baie moeite met mense met wie hulle persoonlike gesprekke aangaan en hulle gebruik dit baie spesifiek om dan vir mense uit te deel. En hy sê die vreugde wat hulle op die mense se gesigte beleef as hulle met hulle die woord deel en dan vir hulle Bybel gee en te sê dis joune. Iets wat hulle nie vir enige iemand anderster kan beskryf nie. Dan wil ek julle ook uitnooi om vanaand sommer saam met ons 'n stukkie sop en brood te kom eet en saam te kuier na die erediens. Dis altyd lekker en die erediens gaan voort daar waar ons om die soppotte bymekaar kom. En dan het ek ver oggend gemis om so 'n stukkie met julle te deel van die gemeentekamp en ek gaan vir Anne-Marie vra om dit asseblief vir ons nou te speel. Ek wil graag met julle deel wat ons beleef het laas naweek by die gemeentekamp. Dit was 'n ruimte gewees wat ons net bietjie plek geskep het vir gemeenskap om saam te kan kuier, maar ook ruimte geskep het om vir God te ontdek en raak te sien. En ek deel graag met julle net so 'n klein stukkie daarvan.
Ek sê baie dikwels, ek dink nogal so meer van julle wat nou hou van die natuur, meer spesifiek wildtuine en ek dink as jy daar rondry, moet jy nie sonder 'n verkyker kom. Daar so goed is met die teks in die agtergrond, ek het gekyk na die sets, ek het 'n idee gekry wat hulle wil sê toe ek hulle teks sien. En dalk wil jy sommer net iets sê, wat wil jy gesê byvoorbeeld? 'n naweek van genade. Die vuur knetter sag in die nag se kou. Ons harte warm, ons geeste trou. Hande gevou, gebede gestuur. Die Here se liefde is so diep en seker. Kinders lag en hardloop vry. Ou mense gesels oor die dae verby. Tafel vol 'n fees van seën, waar broers en susters saam kan ween. Op hierdie plek in hierdie tyd, Christus ons lig, ons vrede, ons spyt. Die samesyn, 'n hemelse geskenk. 'n herinnering dat ons nooit alleen werk. Die naweek kort, maar kosbaar bly. Sy blydskap leef voort in jou en my. Want in die lig van die kruis se krag het ons almal saam die Here sag. Ek dink die kosbaarheid van die kamp was dat ons na die naweek weggestap het met 'n klomp nuwe gesigte en name wat 'n mens bymekaar kon pas. En ek dink 'n geleentheid soos hierdie wat ons hierdie week bymekaar kom, is ook 'n ruimte waar ons nuwe mense kan leer ken en 'n naam dalk kan probeer onthou. So ek wil julle uitnooi om na mekaar toe te draai vanaand en mekaar te groet en te vra wat is jou naam as jy nie die persoon se naam ken nie. En dat julle hopelik môre aand dalk weer min of meer op dieselfde plek sit, dalk weer die naam kan vra as jy vergeet het, maar probeer om hierdie week een persoon se naam te leer ken en te onthou. So kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar en sê vir mekaar welkom vanaand.
Ek wens julle kan hier voor staan om te sien wat gebeur as julle mekaar so groet. Dit is heeltemal net 'n ander belewenis om te sien hoe mense se gesigte ophelder en 'n mens skielik net 'n bietjie van die ernstigheid vergeet en uitreik na mekaar toe, en dit is tog die kosbaarheid daarvan. Ons leer vir God ken deur die mense wat ook om ons is en deel van ons is. Maar kom ons raak vir 'n oomblik stil ook voordat ons vanaand verder gaan, en ek wil vir julle vra, die kers is hier voor en ek wil uitnooi, ons gaan die lied sing as ek stil word, en ek wil vra as dit jou behoefte is om vanaand net vir ons te kom herinner aan God se teenwoordigheid ook hierdie week in Pinkster, dat jy asseblief sal vorentoe kom en vir ons die kers sal kom aansteek. Here, baie dankie dat ons vanaand hier so in U teenwoordigheid kan wees. Here, baie dankie dat ons U teenwoordigheid as 'n gegewe kan aanskou en kan bewus wees van. Here, maak ons harte oop en ons ore wanneer ons vanaand U woord kom hoor. Here, laat daar 'n behoefte, 'n brandende soeke na U wees, 'n dors na U, 'n naderkom aan U in hierdie week. Amen.
Ek het vanoggend met julle begin deel en die wat dalk vanaand vir die eerste keer saam met ons hier is welkom om na die stemboodskap of die video te gaan kyk op Facebook, maar ek gaan so vinnig net optel. Die groot gedeelte het eintlik gegaan oor Moses wat gevoel het dat hy dalk in 'n tyd in sy lewe in die strafboks of 'n penalty box opgeëindig het, omdat hy gevoel het hy is uit die lewe uitgewerp. Dit wat hy kon gee, kan hy nie meer gee nie. Dit wat hy gedink het hy reg doen, het hy nie reg gedoen nie, en niemand wou hom meer hê nie. Hy het nêrens ingepas nie. Maar Eksodus 33 vers 11 sê die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Niemand het meer tyd in God se teenwoordigheid spandeer as Moses nie. En niemand kon vir God beter verstaan as Moses nie. God would become Moses' teacher. Hidden away from the trapping and luxury and power, Moses would be slowly remade. His heart would be prepared for knowing the Almighty, and eventually he would get closer to him than any other man on earth could ever. Dit was hierdie 40 jaar wat Moses binne in die woestyn deurgebring het, tussen die 40 jaar wat hy in Egipte was en die 40 jaar wat hy die volk uit Egipte uitgelei het. God was besig met Moses toe hy gedink het, hy is op die einde van 'n betekenisvolle lewe. Toe staan hy eintlik aan die begin daarvan, en die woestyn was die plek waar hy gekonfronteer was met die lewende Here, die God van Abraham, Isak en Jakob. En in hierdie woestyn ontmoet Moses vir God, die God van tweede kanse. Dus het ek ook gesê dat die kantlyn of hierdie penalty box of die strafbox is nie 'n mors van tyd nie. Definitief nie 'n mors van tyd nie, omdat jy eintlik daar privaat lesse by die afrigter self kry. Maar wie is hierdie God wat Moses ontmoet het? God het vir die donker gesê, laat dit lig wees, en daar was lig. God het vir die wind en die storm deur Jesus gesê, gaan lê, en die storm het bedaar. God het gesê dat die vis met vir Jona insluk, en die vis het hom gehoorsaam. Ons dink egter, ons het die mag of die reg om vir God nee te sê. Hierdie God, wanneer hy vir ons 'n opdrag gee. En Moses het reg voor God gestaan en hy het gestry oor 'n direkte opdrag wat God vir hom gegee het, persoonlik vir hom gee. Hy het 'n vreemde verskynsel in die berg gesien en wou nader ondersoek instel. En hy het gaan kyk, en ek lees vir julle uit Eksodus 3 vanaf vers 1 af. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir hom, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê te vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete.
Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Wat 'n groot eer. Ons verwag dat Moses eintlik dadelik sal sê, "Jesus, Here, hier's ek, stuur my. Ek is reg. Ek is reg om die volk te gaan verlos." Maar 40 jaar terug het Moses dinge in sy eie hande geneem toe hy die volk probeer verlos. En nou staan hy terug. Moses was in geen by om terug te gaan na die plek toe waar hy misluk het nie. So staan hy en gee vir God 5 goeie verskonings vir sy ongehoorsaamheid. 5 goeie verskonings vir sy ongehoorsaamheid. Nie, Here, ek kan nie gaan of ek wil nie. Spesifiek verdedig hy dat hy ongehoorsaam is aan hierdie God, waar hy nou op heilige grond staan sonder sy skoene. Dis eintlik ongelooflik, net daar. Terwyl hy kaalvoet op heilige grond staan, daar in die heilige teenwoordigheid van God, waag hy dit om sy opdrag te omseil. En hy begin neer te sê, eerste, Here, ek is nie bevoeg vir hierdie taak nie, wie is ek? Ek is niemand nie, ek is nie belangrik nie. Klink dit soos iets wat jy dalk al gesê het? As daar gevra word, jy moet dalk help met sonnaarskool, of as jy voel jy moet vir iemand van die Here vertel, of uitreik na iemand toe wat swaar kry, of net iemand wat jy weet dit nodig het. Sê, Here, nie ek is nie bevoeg nie, maar ek sal my dominee bel, of ek sal een van die ouderlinge bel, of ek weet van iemand anders ter Here. Dit klink amper soos die storie van Jona. Maar Moses kom en hy sê, Here, wie is ek dat die Farao na my gaan luister? Ek is eintlik nie, onthou u Here, ek het iemand doodgemaak. 'n Egiptenaar. Wie is ek, Here? Ek dink daar is nog 'n losprys op my kop, maar nou stuur hy my. En God ignoreer eintlik Moses se vraag. Hy gee net vir hom 'n eenvoudige belofte. En hy sê vir hom, ek sal by jou wees. Hy antwoord nie vir Moses, hy sê net vir hom, ek sal by jou wees. God se belofte was veronderstel om genoeg te wees. Al het Moses gevoel dat hierdie is 'n taak wat te groot is vir hom om te doen, kon hy op God staat maak om saam met hom daar te wees en dat God hom sal bemagtig om te kan doen wat God van hom vra. Maar God het nie soseer vir Moses geroep om Egipte toe te gaan nie. Eintlik roep hy vir Moses om nader aan hom te kom en hom te leer ken, sodat hy nie meer kan twyfel hê oor sy opdrag nie. In Hebreërs 13 vers 5 en 6 is daai belofte weer herhaal, om te sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jy nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? As God jou stuur, sal hy jou ook bemagtig vir die taak wat jy moet gaan doen. Dit voel amper of mense die verhaal van Moses kan vat en hom net so in Handelinge gaan insit, om te sê, God los jou nie alleen nie. Hy bemagtig jou, hy stuur iemand om by jou te wees, in hierdie geval God self, in die Nuwe Testament die Heilige Gees. Maar God is gister, vandag en môre dieselfde God. As hy die opdrag gee, dan gaan hy ook die hoe om dit te doen en die bemagtiging gee om dit te doen. Die Here is my helper, hy sal my nooit verlaat nie. Die tweede verskoning wat Moses gegee het is, ek weet nie genoeg nie, Here.
Moses was bang dat die Israeliete en Farao hom gaan vra, gaan vra wat hy nie kan beantwoord nie. Hy sê, ek weet nie wie is dit wat my na hulle toe stuur nie. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Nou het hy ook 'n antwoord vir sy gebrek aan kennis en autoriteit. So hy kan nie dit meer as 'n verskoning vir sy ongehoorsaamheid gebruik nie. Hy weet nou wie hom stuur en hy weet wie hy kan sê hom stuur, maar sy probleem lê baie dieper. Volgende verskoning wat hy aanbied is om te sê, Here, hulle gaan my verwerp. Wat as hulle my nie wil glo nie? Vir 40 jaar koester Moses sy hart, sy stikkende hart, sy verwerping, sy brose bestaan dat hy is nie goed genoeg nie. Daar in die woestyn waar hy eintlik wegkruip, daar waar hy 'n skaapwagter geword het en gedink het, Jesus sal ek in die penalty box bly sit, ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie meer nie, dit wat ek deurgegaan het in die lewe, maak dat ek vir iemand anders niks kan beteken nie. 40 jaar terug het sy eie volk hom verwerp, en nou vra God om hom na daardie selfde volk toe terug te gaan, en hy het geen behoefte om weer daardeur te gaan nie. Here, ek is gelukkig waar ek nou is. Los my net waar ek is. Gaan pla iemand anders ter. Laat ek net myself jammer kry en aangaan waar ek is. En dan sê God, ek gee vir jou 3 tekens. Vanoggend het ek gesê, God het vir Moses gevra, wat het jy daar in jou hand? En God het 'n doodgewone staf gebruik, 'n stok wat hy gebruik het om as herder skape op te pas, wolwe weg te jaag. God het daai staf gebruik en hy het vir Moses gesê, die eerste teken sal wees, as jy nie wil glo nie, gooi hierdie stok op die grond en dit sal 'n slang word. En hy het ook dat Moses te doen, en Moses het gesien, hier word hierdie stok 'n slang, en as hy die slang aan die stert gevat het, dan het weer 'n stok geword. Moenie dit by die huis probeer nie. Die tweede teken wat God vir hom gegee het, is as jy jou hand in jou kleed steek, en jy haal dit uit, dan sal dit melaats wees. Dit lê nie in Moses om hierdie te kan doen nie. En die derde teken wat hy gesê het, is dat ek sal die Nyl se water in bloed verander. Dis 3 tekens wat jy kan gebruik as jy gaan om te gaan sê, dis nie ek wat uit my eie uit vir julle kom sê nie, ek het my na julle toe gestuur. En om dit vir julle te bewys, kom ek wys vir julle hierdie wondertekens, dan sal julle my kan glo. Dit is God wat die oortuigwerk moet doen. Hy vra net vir Moses om te gaan praat. God sal die res doen. Hy vra net gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is wat maak dat ons nader aan God kom. Dit was vir Moses nog steeds nie genoeg nie. En hy dink, nou gaan hy uit hierdie ding uitkom. En hy sê vir die Here, Here, ek praat nie goed nie. Vers 10 sê, toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar U met my praat nie, ek praat swaar en my tong sukkel. En uiteindelik is Moses baie eerlik en hy sê, Here, ek wil nie gaan nie. Dis eintlik die dieper onderliggende ding wat agter al die verskonings lê van sy ongehoorsaamheid is. Hy sê, Here, ek wil nie gaan nie. Maar Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anderster.
Die vrees vir mislukking en verwerping was baie groot in Moses se lewe gewees. Maar God word kwaad vir Moses op daardie stadium en hy sê toe vir hom, maar ek sal jou broer Aaron stuur om jou te ontmoet uit Egipte uit en hy sal jou voorspraak kan wees, hy sal kan praat. Jy hoef nie te praat nie. Maar God se opdrag bly staan. Moses is toe terug na sy skoonpa toe en hy vra toe toestemming om sy vrou en kinders saam met hom Egipte toe te vat. Moses verteenwoordig op 'n manier elkeen van ons, vir my en vir jou. Soms weet ons presies wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Maar ons het soveel verskonings vir ons ongehoorsaamheid. Toe koning Elizabeth gekroon is in 1952, is daar uitnodigings na almal in die adelstand toe uitgestuur en baie duidelik op die uitnodiging was daar blykbaar gedruk gewees die woorde all excuses set apart. Dit sê, ek gee nie om wat in jou lewe gebeur nie, jy sal daar wees. Wanneer God vir ons 'n opdrag gee, dan sê hy, all excuses set apart. Ek sal jou bemagtig. Ek sal jou 'n helper gee. Ek sal die pad vir jou vooruitgaan. En so kan hy vir elke verskoning wat ons voor die Here se voete neerlê, kan hy vir ons net weer bevestig en bevestig en bevestig. Toe hy Jesus opgevaar het na die hemel toe en hy die disippels uitgestuur, hy het gesê, jy gaan verkondig my woord. Sou hy daar ook, met elke keer wat iemand sou kon sê, maar Here, ek weet nie, Here, ek kan nie, Here, hoe gaan mense my verstaan? Ek laat jou hulle taal praat. Dis dieselfde God gister, vandag en môre. As God 'n opdrag gee, all excuses set apart. Daar is geen verskonings wat sal deeg. Wanneer die koning van die konings op heilige grond vir ons 'n direkte opdrag kom gee, daar's geen verskonings aanvaarbaar nie. So 'n stukkie weer van Erwin Lutzer wat sê, when God closes in, we must let him draw us nearer to his heart. Obedience opens the door to deepening our relationship with him. Nothing will make us get closer to God than being forced to walk in unfamiliar territory. Moses beleef 3 gebeurtenisse wat maak dat hy 3 eienskappe van God leer. Die oomblik toe Moses uiteindelik sy hand baie teensinnig opsteek om te sê, okay Here, ek sal gaan. Toe begin sy opleiding. Toe begin God met hom in 'n pad van beter verstaan en van leer ken. Onthou, Moses het groot geword in die paleis. Tussen al die afgode. Tussen al die rykdom. Tussen alles van ek is eintlik my eie God. En hier moet hy kom en hy sê, okay Here, wie is U? En vir my is een van die groot misteries van die Exodus verhaal, dan nou juis hierdie punt, wat God eintlik vir Moses vooruit sê om te sê, ek stuur jou na die Farao toe, maar weet dat ek die Farao se hart gaan verhard. Why? Hoekom, Here? Hoekom kan U dit nie net vir my maklik maak nie? Want God wil vir Moses iets leer in hierdie gebeurtenis van Farao wat sy hart hard maak. God wou vir Farao en vir Moses en sy volk sy mag wys. Moses leer uit hierdie gedeelte van hierdie storie waar hy oor en oor teruggaan na
na die Farao toe en die Farao elke keer sy hart verhard, leer hy ietsie van God se soewereiniteit, dat God in beheer is van alles. Daar is niks wat gebeur waarvan God nie weet nie. Selfs die negatiewe om die hart van die Farao te verhard, gebruik God om sy mag ten toon te stel. Op die ou end sal die Farao verneder word en God verheerlik word. God sê vir Moses voor die tyd, moenie moed verloor as die Farao nie vinnig instem nie. Moses kon van die begin af weet, hierdie is deel van God se plan. God plaas hierdie obstruksie, hierdie verspreiding wat Moses nie kan oorkom nie, in die pad. Maar Moses is besig om nader aan God te kom en hy kom beleef dat God is God oor alles en oor almal. Die tweede eienskap wat Moses van God leer ken, is dat God heilig is en dat hy nie wegkyk vir ongeregtigheid of ongehoorsaamheid nie. Dis 'n baie klein stukkie wat genoem word in Exodus, ek kan nie onthou hoofstuk 3 of 4 nie, maar Moses se seun, Gersom, was nie besny nie. En op die ou ende het Moses hom nie laat besny soos wat hy veronderstel is nie, en Moses het amper by die dood omgedraai, toe sy vrou op die ou ende die besnydenis laat doen, en vir Moses aanraak en sê, maar ek raak jou nou aan met hierdie bloed, en God kom genees vir Moses, of hy spaar, nie genees nie, hy kom spaar Moses se lewe. En uit hierdie stukkie van hierdie verhaal uit sê God eintlik vir hom, ek duld nie ongehoorsaamheid nie. Ek is 'n heilige God. Moenie my toets nie. Hy was besig om te leer dat God is 'n God wat jy beide kan lief hê, maar ook moet vrees. God is heilig. Die derde eienskap is getrouheid. Moses sou nie kon toegang kry tot die paleis as hy nie self in die paleis groot geword het nie. Die feit dat hy daar groot geword het, het gemaak dat hy toegang kon kry tot die Farao. En nou, op die ouderdom van 80, staan Moses voor die Farao en hy verteenwoordig vir God. En daar waar hy staan, weet Moses, ek is op pad met God. En hy antisipeer eintlik die antwoord wat gaan kom toe hy vir die Farao vra, laat my volk gaan. Nie trek en weggaan nie, net ons wil in die woestyn gaan aanbid. Dit is wat hy gevra het. En die Farao vra vir Moses, wie is hierdie God van jou? Hoekom moet ek luister na hierdie God? Farao wou nie toelaat dat hulle gaan aanbid nie. Die Israeliete was sy ekonomie, hulle was sy vooruitgang, hulle was die oprigters van sy stede. Wie gaan die werk doen as hulle weg is? Wie sou die werk doen as hy hulle laat gaan? Farao verhard nie net sy hart nie, maar hy haal al sy woede oor hierdie versoek haal hy uit op die Israeliete. En hy gee vir sy soldate opdrag om vir hulle te sê, julle het in die verlede gras bymekaar gemaak en julle het dit gevat en die Israeliete kon dan dit in die modder intrap en hulle kon bakstene maak daarvan. Stop dit. Die Israeliete sal van nou af self verantwoordelikheid vat. Hulle moet self die gras gaan sny, hulle moet self bring en hulle moet inmeng en ek verwag dieselfde kwota bakstene aan die einde van die dag as wat ek verwag het toe ons die gras gegee het.
Julle kan dink hoe opgewonde was die Israeliete daaroor. Hierdie konfrontasie met Farao was 'n ramp. Die Israeliete het onmiddellik vir Moses geblameer. Moses sê, dis jou skuld. Vir wat gaan sukkel jy nou nog met die Farao? Ek weet nie van julle nie, maar dit is op daai tydstip wat ek my goedjies sou pak en gesê het, wel, God, ek het probeer, jammer, dit het nie gewerk nie en ek sou omgedraai het en huis toe gegaan het. Klim vir 'n oomblik in Moses se sandale. Hy wou in die eerste plek nie die werk gehad het nie. En nou kom hy hier teen te staan. Maar wat het God vir hom gesê? Moses, ek gaan die Farao se hart verhard. Hy het hom voorberei hierop. So wat doen Moses? Die enigste ding wat hy kan doen, is hy roep uit na die Here toe. Ek lees vir julle uit Eksodus 4 vanaf vers 22 tot 24. Dan moet jy Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê, Here, waarom werk U so sleg met hierdie volk? Waarom het U my nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af dat ek by die Farao gekom het om in U naam te praat, het hy hierdie volk mishandel. Tog het U niks gedoen om hierdie volk te red nie. Toe sê die Here vir Moses, nou sal jy sien wat ek met die Farao gaan doen. Ek gaan hom dwing om my volk te laat gaan. Ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy hand uit weg te jaag. En hier ontmoet Moses God se getrouheid. Eksodus 6 vanaf vers 1 tot 8 kom bevestig dit, wanneer God vir Moses sê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Tog het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Ek het die gekerm van die Israeliete wat deur Egipte verkneg was, duidelik gehoor en ek het aan my verbond gedink. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. 6 keer bevestig God, ek sal. Ek sal my belofte, my verbond, my eed, ek sal dit nakom. Die konflik met die Farao is nie Moses se om te stry nie. Hierdie konflik is God se om te stry. God het 'n plan met hierdie hardkoppige Farao. Maar God probeer vir Moses sê, al het sy pogings misluk en al is die volk nou kwaad vir hom, sal my getrouheid deur jou moedeloosheid bly staan. Wanneer jy tydelike terugslag beleef, moet jy probeer om 'n tree terug te gee en die groter prentjie van God te probeer raak sien van dit wat in jou lewe gebeur. Moses was besig om te leer, soos elkeen van ons moet leer, dat die uitdagings van die lewe moet ons eintlik 'n hupstoot gee nader aan God. God wil hê ons moet nader aan hom wees. Ons moet tot die besef kom dat God ons nie in die steek laat wanneer dinge moeilik raak nie. Ek dink sommer aan die getuienis wat in my kop opgekom het terwyl ek besig was met voorbereiding van Jan Bloukaas, en die van julle wat nie sy getuienis ken of gehoor het nie, gaan luister dit. Dit is van 'n jong man, 'n jong musikant
wat kanker gekry het, en sy getuienis, as ek nie kanker gekry het nie, het ek nie die Here ontmoet nie, en kon ek nie nader aan die Here leef nie. Die pad wat hy saam met die Here gestap het, het hom nader aan God gebring. God bly 'n misterie vir ons, maar ons kan op God se hart en sy getrouheid vertrou. Moses was besig om nader aan God te kom, nader as enige iemand ooit. Hy het geweet dat God steeds by hom was, en dat God hom elke oomblik saam met hom die pad stap, soos wat hy daar teenwoordig was in daai brandende bos, en daai bos nie uitgebrand het nie. Hy was besig om 'n God te ontmoet, wat hy kon vertrou. Hoe nader hy aan God gekom het, hoe rustiger en vreedsaam het hy geraak, het hy 'n stuk vrede gekry oor die vernedering wat hy deur is. Die tree wat hy moes teruggee, was eintlik 'n tree vorentoe. Want toe hy die tree teruggee, toe kon God vorentoe tree, en God is in beheer. Ek wil julle uitnooi om saam met my weer die lied Dieper wat ons vanoggend die eerste keer gehoor het, weer te probeer saam sing. En na die woorde te kyk van hierdie lied, om te sê dieper en dieper in u woord. Ek wil nader aan u kom, ek wil u leer ken. Deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Dieper in die woord van U, my Vader. Dieper in die volheid van U krag. My lewe sal gedei van U getrouheid, en as die wêreld my sien, sal dit U wees wat ons sien. Here, rig my op, deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Wat ons sien. Dieper in die woord van U, my Vader. Dieper in die volheid van U krag. Lewe sal gedei van U getrouheid, en as die wêreld my sien, sal dit U wees wat ons sien. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik sal stil word en jou oë sal toemaak
en iets beleef van hierdie misterieuse God, wat in hierdie brandende bos in die woestyn, jou woestyn, jou naam roep. En hy roep jou om nader te kom. En hy vra jou om jou skoene uit te trek, want jy staan op heilige God, op heilige grond, in God se teenwoordigheid. Haal diep asem en beleef iets van God se teenwoordigheid. Hy vra van jou om 'n tree terug te gee, want hy is in beheer. Ek gaan 'n oomblik van stil gebed gee, en ek wil vra dat jy met God praat oor jou mislukkings, jou teleurstellings, die hindernisse, die goed wat in jou pad staan. Vra dat God hom vir jou ook daar sal openbaar. Here my God, die dag is vol van sy eie dinge, sy eie eise en uitdagings, en ek besef nou dat ek daaraan dink hoe maklik en gereeld ek hierdie dinge verafgod, deur aan hulle 'n status bo U te gee, en toe te laat dat hulle my lewe regeer. Ek vra dat U self hierdie dag met my sal begin, en dit einduit sal vul met U teenwoordigheid. Gee dat ek nie net by U sal soek vir krag wanneer ek onder die dag se druk kort asem word en ondersteuning nodig het nie, maar dat ek U sal erken as my vriend wat self by my bly en wat die belangrikste in my lewe is. Gee dat ek U teenwoordigheid sal soek, sal erken en sal koester, sodat my neerslagtigheid en angs sal wyk voor die ryke vrede wat by U alleen te vinde is. Want ek soek U, o Here, meer as wat ek bloot verlang na U goeie gawes en ryke seëninge. Ek verlang na niks minder nie as die seëninge van U self. Saam met die psalmdigter weet my hart dat dit goed is om naby God te wees. Sonder U wat my verlos het, is die mooiste gawes en die rykste seëninge leeg. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Ek wil wees waar U is, Here. Aan U behoort ek vir altyd. U alleen wil ek as koning oor my lewe laat heers, verlosser, vriend, o hoop, my God. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met die lied I Surrender.
Wanneer ek die kers nou doodblaas, is dit om julle te herinner dat die teenwoordigheid van God saam met ons uitbeweeg wanneer ons vanaand hier uitgaan. Mag jy in beweging gebring word, mag jy nader aan God se hart kom. Ontvang nou die seën van die Here. Waar jy ook al gaan, God stuur jou. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus in ons. Het iets wat hy deur ons wil doen. Glo dit en gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees, van die God wat gister en vandag en môre dieselfde God is, sal met elkeen van julle wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.